Desperate ouma Caroline het aan Groot FM 90.5 'n e-pos gestuur. En sy sê haar kinders het 'n 14-jarige seun met Dandy Walker syndroom en hy kry baie epilepsie. Hy kan glad nie loop of praat of self eet nie. Sy ouers moet homself optel as hy moet gaan bad of slaap of in die kar getel word en sy mamma se rug is besig om te verbrokkel. Sy kan hom glad nie meer optel nie en selfs die pappa sukkel. Hulle kon 'n hoist koop met Back a Buddy fondse, maar het nie die finansies vir 'n gepaste rolstoel nie wat sy en hulle lewens sal verander. So die gesin kuier net hier na by ons in die studio en dan leer ons hulle bietjie beter ken. Hulle Philip Radcliffe, Groot FM 90.5, liedjie is Bigger and More Beautiful. Nini het vroeër vir ons vertel van ouma Caroline, wat haar e-pos gestuur het aan ons oor George en die familie, en hulle is saam met ons in die ateljee. Welkom julle. Hallo. Môre. Julle mag maar praat. So by ons is pappa wat George is en dan is klein George ook hierso, mamma Leonora en sussie Danielle. Julle is baie welkom hierso by ons, hoor. Baie dankie. So ons het voor die breek soos Doeps gesê het vir die luisteraars 'n bietjie agtergrond gegee. Maar Leonora, vertel ons wanneer is George gediagnoseer met die Dandy Walker malformation syndroom en wat het gelei tot die diagnose? Ons het net so oor 'n jaar het ons agtergekom daar's 'n probleem. Ons was dokters toe toetse gedoen en hulle het hom gediagnoseer met die Dandy Walker syndroom. Okay. Wat 'n probleem het julle opgetel? Sy mylpale was baie agter en hy het begin seizures kry. So ja, ons het maar net voorsorgmaatreëls getref dat ons maar sekerheid kry alles is okay en toe het ons nou die nuus gekry van die Dandy Walker syndroom. So wat beteken dit vir luisteraars wat nie weet nie? Wat is dit? So basies sy vierde ventricle het nie heeltemal develop nie en dan sy klein brein het ook nie ten volle develop. So dit maak dan dat sy Sy mylpale. Mylpale. Net soos die brein moet vir jou sê, jy moet nou begin kruip en jy moet nou loop en jy moet begin praat. Daai is die probleem wat ons nou mee sit. So En is die epilepsie dan nou die grootste of sal ek sê ook nagevolg daarvan? ja, Hoe gereeld kry die epilepsie of die aanvalle? man, dit is partykeer is dit 6-7 keer 'n aand wat ons dit kry, dan is daar vir 2 aande of 2 dae waar daar niks is nie en dan is dit weer 'n aand of 2 wat hy aanvalle kry en dit verskil, maar van dit is groot, van dit is klein. Weet ou kan nie bepaal hoeveel keer dit ons wat hom nou, hy slaap saam met ons in die kamer. Okay. So jy kan hoor as hy in die slaap raak en jy hoor sy asemhaling, dan weet ons okay. Dan kan julle ook bietjie slaap. Ja. En dan ander dan weet ons okay, nee, nou is dit min slaap. George, my, ek klink soos 'n ou van min woorde so oor die algemeen, nê? Sê, Nee, eintlik praat ek baie. is net 'n vreemde omgewing nou vir jou. Ja. George, nou met hierdie wat hy nou hierdie aanvalle kry, jy weet, is daar 'n manier wat jy kan sê het jy agtergekom daar's iets wat dit trigger of is jy nie seker nie, dit kom en gaan soos wat dit nou maar doen? Dit kom en gaan, weet, as hy te veel gestimuleer is deur die dag, te veel beweging en sulke goed, dan is dit bietjie meer ernstig. So beteken dit dan julle probeer maar om so stil as moontlik hou, by die huis bly of hoe werk dit dan? Ja, kyk, ons kan nie met hom regtig so mall toe gaan en sulke goed. As daar te veel mense, te veel liggies is en so, dan trigger dit. So ons het 'n ou pair by die huis, so sy werk met hom, maar tot op 'n punt. So dan jy kan hom nie te veel en dan moet jy hom net los, dan is hy op sy eie en hy sit en ja, dis maar basies dit. Kan jy vir ons daai net gou vinnige prentjie verf van julle daaglikse lewe, want ek weet julle albei werk, nê? Julle al twee die ouers werk en sussie Danielle is baie betrokke. Ons gaan nou 'n bietjie met haar gesels, maar verf net gou vir ons 'n prentjie van die oggend wat julle opstaan en hoe dit lyk tot julle weer by die huis kom ensovoorts. Kyk, ek ry in die oggende so net voor 5 en dan gaan ek al myn toe, dan slaap hy nog. My vrou ry ook net voor 6 uur se kant, so die au pair begin so 6 uur, en baie oggende slaap hy nog. Dan so sy sal hom nou wakker maak en die dag saam met hom spandeer en ons is in die middag so enige tyd van 5 uur af in die middag is ons weer terug by die huis. En dan
Ja, ek weet Die nie. aandroetine. Dan sit die aandroetine in. Ja, die au pair gee ook vir my elke uur, elke halfuur 'n update van hoe Georgie is, wat hulle doen. So dit bepaal klaar, dan weet ons die tyd wat ons huis toe gaan, wat se aand gaan ons hê of dan wat se mood gaan hy wees. So ja. Danielle, so hoe oud is jy? Ek is 16 jaar oud. 16, sweet 16. En jou ouma sê, jy is soos 'n tweede mamma vir jou boetie en jy is so lief vir hom. Vertel ons 'n bietjie van julle verhouding. Ek weet nie om dit te stel nie. Hy's rarig, hoe sê ek dit? Blessing. Ja, 'n blessing vir my. En hy sal, as my kamerdeur oop is, dan sal hy in my kamer kom sit voor my deur die hele dag daar sit. Net so lief vir sy sussie. Ja. So wat hou jy daarvan om te doen by die skool? Wat is jou gunsteling soos aktiwiteite by die skool? Definitief nie om klas te gaan nie. Ja, nee, kyk. Ek sal sê want my gunsteling ding is netbal. Okay. Ja, hierdie jaar het ek weer netbal begin speel. Ja. Ek het graad 8 laas gespeel, maar ek het nou hierdie jaar weer begin. Ja. En dis vir my lekker. Dit Okay. ja. So wat 'n posisie hou jy van om te speel? Ek is hulpdoel Ja. of AV. Okay. Ja. 'n Vinnige ratse enetjie. Aanvallende varkie, né? Of jy. Okay, so wat is jou droom? Wat sal jy graag wil hê vir jou boetie? Dat hy ek weet nie. Ek het al soos baie goed gedink, maar soos dat hy net weer ek weet nie hy sal nie normaal kom nie, maar dat ons hom net kan help om beter te Dat dinge net bietjie meer gemaklik is, Ja. dink ek is wat jy probeer sê, né? Ja. So, okay, George en Leonora, julle albei werk nou voltyds, maar ek neem aan daar's verskriklik baie uitgawes. Ek weet hoeveel kos au pairs. En veral omdat sy ook so lank tyd by George moet spandeer en dan is daar al die hospitaalbesoeke en die neurologiese afsprake. So, ek neem aan daar's nogals groot finansiële implikasies as ek dit so kan stel. Ja, dis korrek. Ja, op die stadium ons probeer. Ek en my man is maar gewoonlik wat ons reël eintlik ons eie fondsinsamelings. 'n Action Cricket daggie daar in Middelburg of so, om fondse te kry om vir George sy goedjies te kry wat hy nodig het of maar dit raak bietjie moeilik op die stadium. So die doeke en sy daaglikse goedjies raak bietjie duur. Ja. En dan sit hy maar soos die rolstoel en ietsie om te help hom in die bad in en uit. Want dit is maar 'n gewig. Is dit die hoist? Die hoist het ons om hom rond te beweeg in die huis. Okay. Die badkamer is net so bietjie knap. Ek kry nie die hoist in die badkamer in nie. Ja. Maar ja, dit is maar die groot ding. En ouma het gesê, ouma het al julle geheime verklap hoor. Dink vir my so. Jou rug is ook besig om in te gee of te verbrokkel is wat ouma gesê het. Ja, die rugwervels, ja. Okay. So vir jou om vir George op te tel. Is bietjie onmoontlik want hy's 'n gewig. Hy's omtrent my gewig, ja, so. Wow. Opgetel nie. Ja. So dan klink dit my een van die grootste behoeftes is 'n gepaste rolstoel vir George. Dis reg, ja. Hoekom is dit so belangrik en sal dit so 'n groot verskil maak? Dit is maar sy ruggie is ook maar 'n probleem. So ons het die regte ding nodig om die postuur reguit te hou. En om hy moet vas, hy sit nie stil op 'n rolstoel nie, so Ja. die gepaste rolstoel meer vir die postuur het ons op die stadium nodig. Ja. Okay. En om dit dan neem ek aan om ook bietjie maklik Rond beweeg Ja, net te bietjie maak. as jy wil gaan stap met hom of so, ons kan Ja. soos ek sê, ons kan nie altyd mall toe gaan nie, maar Ja. as jy na vriende toe gaan of jy wil net bietjie stap, laat ons net iets het om hom saam te vat. Ja. Ja. So ons gaan nou weer terug wees saam met die familie. Ons het vir klein George senior, vir pappa George, mamma Leonora en suster Danielle saam met ons in die ateljee. Ons is nou weer terug. Jy sien my so klein nie, hy's so groot soos sy ma al. En dan pappa George, ma Leonora en suster Danielle. Net voor die breek het ons gehoor dat om vir Georgie dinge bietjie meer gemaklik te maak en saam met die familie goed te kan doen, is daar 'n paar goedjies wat hy nodig het. En ons is baie bevoorreg hierso by Groot FM.
dat ons het ongelooflike vriende met wie ons kan saamwerk en so. Een van daai vriende is Chris Boysen van Wheelchairs on the Run. En hy het van George gehoor. Ons het met hom gepraat en omdat ons wil hê George moet jy weet, die postuur moet reg wees, ons wil nie dinge moet vererger vir hom nie, maar ons wil dit bietjie meer vergemaklik, het ons met hom gaan praat oor die situasie en hy het vir ons gesê presies wat is die rolstoel wat nodig is, wat George nou gaan nodig hê om dinge gemaklik te maak, en ons skenk uit ons omgee-rekening die fondse wat benodig is vir daai spesiale rolstoel, en dit is sommer oorgetrek met Springbok lap, want ons hoor George is 'n rugby. Hy hou van balle en hy hou van rugbyballe. So toe dink ons, hoekom nou dan nie met die Springbok embleem en die goedjies op nie. So van ons vriende by Wheelchairs on the Run en ons omgee-rekening gaan ons daai rolstoeltjie vir julle skenk. So hy's baie binnekort op pad daar na julle toe. Baie dankie. En dan Leonora, jy het bietjie vroeër genoem dat doeke is 'n groot uitgawe en ek weet, jy weet, dit is brood nodig. So ons het 'n R5000 geskenkbewys om bietjie by te dra tot daai doeke en net so klein bietjie verligting vir julle te bring. Baie dankie. En dan aangesien ons nou so gepraat het oor die balle, ons is ook goeie chommies met die bulle hier, so ek weet nie, is julle bulle supporters? Absoluut. Is dit? So ons het hulle speel nou in die finaal, nê? Voordat hulle nou daar weer terug is Europa toe, het ons die span bymekaar gekry. Ja, en toe Frans vir hulle, luister, ons het 'n baie spesiale gas wat kom jou mense, my mense toe. Wil julle nie vir ons asseblief 'n custom getekende bulle jersey vir George kry nie, en hy's geteken deur die bulle, is een van hulle nuwe treye, en jy sal sien al die name is daarop, reg deur die bank, al die groot name, Andre Pollard en Al die manne, net omdat hy so woeg, sissie, Daniel mag dalk in George se trui skop dalk. Pollard het in die trui gevat. Hoorie, julle moet dit maar uitsort, jy en jou broer, hoor. Anders kan jy vir hom sê, hy kry die boks, jy van die bulle trui. Hoorie, so maar, dit was regtig vir ons 'n voorreg om julle te ontmoet. Dankie dat julle julle storie met ons kom deel het vanoggend. George, bring 'n bietjie verligting. Baie. So 'n man is maar 'n trotse nasie, en so nee, ons waardeer dit regtig uit die diepte van ons hart. Ja, ek dink die mense weet wat se verskil dit maak, jy weet. Ons sê altyd, ja, die rolstoele en daai goed, maar sy day to day, soos die doeke. Dit eet aan 'n mens, en so nee, ons waardeer dit regtig uit die diepte van ons hart, wil ons net sê. Baie dankie ons. Wel, George, Leonora, Daniel en klein George, dankie dat julle kom kuier het. En as jy ons jou mense, my mense storie gemis het vir vandag, sal ons dit natuurlik op die Groot FM YouTube kanaal sit, sodat jy kan gaan kyk na die tyd.